Ons is besig om deur die boek Handelinge te reis. Wat 'n fantastiese boek. Die boek is nie aan ons geskryf nie, maar is vir ons geskryf. En daarom kan ons soveel wonderlike lesse uit die boek haal en ons kan ons lewens aanpas by van hierdie wonderlike beginsels en lesse wat ons uit dit uithaal. Nou, ons weet, die boek Handelinge is geskryf deur Lukas. Lukas, weet ons, was 'n mediese dokter gewees, hy het saam met Paulus gereis. Vir interessantheid, hy het nooit Jesus persoonlik ontmoet nie, nee? Hy was nie een van die 12 disippels gewees nie. Maar hy het die voorreg gehad om saam met Paulus te reis, en hy het die voorreg gehad om baie van die disippels wat saam met Jesus was, te leer ken, te ontmoet, en hy het onderhoude met hulle gevoer, en hulle uitgevra oor die lewe van Jesus, en hy het baie by Paulus geleer, hy het selfs Maria ook geken, en hy het tyd met haar ook spandeer, en vir haar baie uitgevra oor die lewe van Jesus, en op grond van al daai inligting, kon hy toe die boek, of die evangelie Lukas skryf, en Handelinge. En hy het dit gerig, of geadresseer aan 'n sekere man met die naam van Theophilus, 'n hooggeagte. Dit is wat hulle hom genoem het. Nou wanneer iemand 'n hooggeagte genoem was gedurende daardie tyd, was die ou gewoonlik betrokke in die regte, dalk 'n prokureur of 'n regter gewees, maar hy het hierdie boek aan hom geskryf, die evangelie Lukas en Handelinge, aan hierdie man geadresseer, seker maar omdat Theophilus heel moontlik Paulus moes verdedig het in die hof, want Paulus was gearresteer in daai tyd. En deur hierdie wonderlike boeke te skryf vir Theophilus, het ons vandag die evangelie Lukas en die boek Handelinge. Is dit nie amazing nie? En ons leer so baie uit dit uit. So die vroeë kerk was 'n baie dinamiese kerk. Ons lees in die boek Handelinge daar in die begin, met die uitstorting van die Heilige Gees, hoe die vroeë kerk ontstaan het. En dis waar dit alles begin het. En ons is nou in die kerk-era. Ek en jy leef nou in die kerk-era. Dit het daar begin met Pinkster, en dit gaan aanhou met Jesus se wederkoms. Maar daar het alles begin, 'n dinamiese kerk, maar definitief nie 'n volmaakte kerk nie. Die van julle wat nou al in kerke betrokke was, sal saam met my stem, geen kerk is volmaak nie, nee. Elke kerk het maar sy foute, want 'n kerk is die samekoms van mense. Mense wat by mekaar kom, en geen mens is volmaak nie. So as jy dink jy het nou die volmaakte kerk gekry, dan daai kerk so pas 'n kerk geword met baie uitdagings. Want jy is net 'n mens en jy is nie volmaak nie. In elk geval, so geen kerk is volmaak nie, maar prys die Here, hy help ons en hy lei ons in elke kerk, dat die Gees daai spesifieke bediening gebruik om 'n verskil te maak in die koninkryk. So daar was probleme in die kerk van Handelinge en dit moes hanteer word. En vandag gaan ons kyk na 'n baie interessante insident wat plaasgevind het in die vroeë kerk. Kom ons lees. Ek gaan 'n hele paar verse lees en ons begin daar by Handelinge 4 vers 32. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. As jy jou Bybel het en jy lees saam, onderstreep daai, hulle was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En 'n groot genade was oor hulle almal. Is wonderlik, nê? Hulle het seker gemaak wanneer hulle die evangelie verkondig, dat hulle vir die mense vertel het, onthou Jesus het nie net gesterf nie, hy het opgestaan ook. Hy het opgestaan. Nou, vers 34, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. So lekker kerk daai, nê. Elkeen het ontvang soos wat hy nodig gehad het. En Josef, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Nou hierdie Barnabas, ons lees baie van hom later in die boek Handelinge, nê? Hy was 'n besonderse persoon gewees. Hy het ook baie keer saam met Paulus bedien. Barnabas.
So, hy het 'n stuk grond gehad, verkoop en al die geld vir die kerk gegee. Hoofstuk 5. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus Ananias, waarom het die Satan jou hart gevul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Kan ons die mandjies nou maar omstuur? Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. Kyk, sy het seker gaan shopping doen, nou. Want daar is nou lekker baie geld, nê. En lekker daar, nie geweet wat aangaan nie. Hier kom sy kerk toe en Petrus het haar aangespreek, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong man het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Nou ek weet nie van julle nie. As ek 'n diens bywoon waar 2 mense morsdood neerval omdat hulle vir God gelieg het, sal daar vrees oor my ook gekom het. As jy vir my vra, wel glo ek om in die gees om te val, dan sê ek vir jou, ja, lees net Handelinge 5. Ek spot sommer. Waarom sou God so drasties optree in hierdie geval? Vandag gaan ons bietjie daarna kyk. Jy sien, die kerk, die vroeë kerk was 'n baie sterk eenheid. Ek meen, ons het gelees daar in die eerste vers wat ons gelees het, hulle was een van hart en van siel. En dit het gelei tot die verdeling van al hulle besittings. Hulle het nie eers al hulle goed verdeel en toe raak hulle eenheid nie. Hulle was so verenig, daar was so 'n sterk band tussen hulle gewees, dat hulle gevoel het, hulle wil mekaar help, en hulle het hulle besittings verdeel onder mekaar. Daar was nie wette gewees, of regulasies, of verpligting gewees, wat gesê het, julle moet nou julle goed weggee nie, verkoop en weggee nie. Ek wil amper sê, daar was 'n onbaatsigtige fellowship, wat ontstaan het in die vroeë kerk. Die mense wou dit doen. En daar was 2 redes vir hierdie eenheid onder die kerk. Die eerste een was, hulle albei, of almal van hulle, het geglo dat Jesus die Seun van God is en hy het opgestaan. So hulle was een in geloof gewees. Dit was die eerste rede. En die tweede rede waarom daar so sterk band is omdat hulle 'n gemeenskaplike uitdaging gehad het. Hulle was almal geteken deur 'n ongelowige wêreld. Jy sien, vervolging en probleme van buite die kerk veroorsaak dat die kerk groei. En dat hulle so maak, dat hulle eenheid vorm. Die probleem is wanneer daar binne die kerk probleme begin. Want dit kan veroorsaak dat 'n kerk vernietig word, skade ly. Dat 'n kerk split. Dis meer gevaarliker wanneer daar probleme binne die kerk is as buite die kerk. En ek dink dis dalk ook een van die redes waarom God so drasties opgetree het teen Ananias en Safira. Want hier het nou binne die kerk probleme gekom, misleiding, sonde, leuns. En dis gevaarlik vir die kerk. Sien, hierdie Christene was onderdruk. Hulle was onderdruk deur Jode wat nie geglo het dat Jesus die Messias was nie. En hulle was ook onderdruk en vervolg deur die Romeine wat geglo het dat Caesar die enigste Heer en Meester is. Hy is die koning. En nou kom julle klomp Christene
En julle praat van Jesus wat die koning is. So hulle was van albei kante af onderdruk. So nie net was hulle lewens in gevaar nie. Daar was geweldige armoede ook, ouens. As gevolg van hierdie vervolging wat plaasgevind het. Soveel so, dat hulle besluit het, ons gaan mekaar help en ons gaan ons besittings verkoop en dit verdeel onder mekaar. Anders gaan hierdie ouens nie kan oorleef nie. Handeling 4:34 sê, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Nou, konteks is belangrik in hierdie geval. Dit is altyd belangrik, maar veral hier. Want op die oog af lyk dit so bietjie so sosialisme, nê? Jy het hierdie een regering, dis die apostels. Hulle versamel alles, hulle besit alles en hulle vat al die rykdom en hulle verdeel dit onder die mense, soos hulle goeddink. Hierdie idee klink baie aanloklik, veral vir mense wat baie min het, en dit klink ook baie keer aanloklik vir mense wat baie het en jammer voel vir die armes. Die probleem is net dat sosialisme maak jou 'n slaaf van die stelsel. Dit ontneem jou van jou menswaardigheid en persoonlike sukses, want jy besit niks nie. Al jou besittings word die staatsin. Dit behoort nooit aan jou nie. En daarom wanneer mense deel raak van so 'n stelsel, het jy geen motivering om te werk nie. Want alles wat jy maak, word net verdeel, word net gegee aan ander mense. So die harde werker se loon word aan die luiaard gegee. Is dit nie so nie? Want in so 'n stelsel het jy mense wat hard werk, hulle verdien hulle geld. En dan het jy ongelukkig, soos die mens maar is, dan kry jy die klomp lui ouens wat nie hard werk nie. En hoe onregverdig is dit nie? Dat jou harde werk, die loon van jou harde werk moet vir daai ou ook gegee word. Ons almal ken die aanhaling, jy leer 'n man, of jy gee vir 'n man 'n vis, en dan voed jy hom vir 'n dag, maar as jy hom leer om vis te vang, dan voed jy hom vir 'n leeftyd. Daar kan nie 'n verspreiding wees van rykdom sonder dat daar geproduseer word nie. Daar moet produksie wees. Ek dink 'n verbruikersmentaliteit vir arme land, maar 'n mentaliteit wat produseer vir ryke land. Die vroeë kerk het nie sosialisme beoefen nie, ouens. Hulle het mekaar gehelp ter wille van oorlewing. Dit was hulle situasie. En sosialisme word nie in die Bybel geleer nie, harde werk word geleer in die Bybel. 2 Tessalonisense 3:10. Paulus, hy is redelik ekstreem. Hy gaan tot die ekstreem wanneer hy hierdie vers skryf. Hy sê as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons ken die konteks mos van Tessalonisense. Mense het geglo Jesus gaan kom, so hulle het nie eers meer begin werk nie. Hy kom dalk môre. So ek gee my werk op. Hulle het net by die huis rondgesit. Toe sê Paulus, nee, jy kan nie so ingesteldheid nie. Hy is op pad, ja, maar jy kan nie leef asof hy enige oomblik gaan opdag en nou gee jou werk op nie. Jy moet aanhou om hard te werk. So as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. In 1 Timoteus 5:8, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Luister gou in Spreuke 14:23 in die 2020 vertaling, in alle harde werk is daar voordeel, maar 'n blote gepraat lei net na gebrek. So die Bybel, as ons die Bybel mooi lees, dan leer dit ons harde werk is belangrik. So wees versigtig wanneer jy die Bybel lees om 'n sekere insident of 'n praktyk 'n patroon te maak. So hier het iets baie unieks gebeur, maar ons kan dit nou nie 'n patroon maak nie. Ons lees nêrens in die Bybel waar dit weer gebeur het nie. Maar hierdie ouens het gevoel, hulle wil gee vir mekaar, hulle wil mekaar help en ondersteun, want hulle was geweldig vervolg ter wille van oorlewing. Hier's nog meer konteks. Die Jode wat Christene geword het, was deur die groter meerderheid gekanselleer. Mense wou nie meer by hulle koop nie. Mense wou nie meer besigheid doen met hulle nie en hulle was ook nie toegelaat om by ander mense te koop nie. So hierdie cancel kultuur van vandag is nie 'n nuwe ding nie. Dit het al daai tyd begin.
En ek dink in die toekoms gaan dit nog meer gedryf word, want die doel van wêreldregerings is om meer en meer beheer uit te oefen oor die mense. Het julle gehoor van hierdie nuwe slogan, as ek dit so kan noem, you will own nothing and be happy. You will own nothing and be happy. Sodat meer en meer beheer uitgeoefen kan word. En daarvoor moet ons versigtig wees. Dis nie 'n Bybelse beginsel nie. Ons werk hard en jy word vergoed volgens dit wat jy doen. Wanneer jy hard werk, is daar 'n beloning vir jou. En God moedig ons aan om hard te werk. Sien, die vroeë kerk het nie sosialisme beoefen nie. Hulle was net in 'n baie moeilike situasie gewees, as gevolg van hierdie vervolging en armoede. En daarom het hulle besluit om mekaar te help en mekaar te ondersteun. So, die vroeë kerk is nie die ideale kerk gewees nie. Baie mense, ek het al gehoor sê, ag, as ons maar net soos die vroeë kerk kan wees. Daai ouens het baie uitdagings gehad. Is jy bereid om dieselfde vervolging deur te gaan van die vroeë kerk? Ja, maar daar was wonderlike dinge wat gebeur het. Wonders en tekens, en dis great. Ek is vir wonders en tekens, maar jy moet onthou, saam met wonders en tekens kom daar 'n teenstand van die vyand af. Want jy's nou 'n bedreiging vir die vyand. En die vyand kom met al sy mag en hy loods aanvalle, en dis wat ons gesien het teen die vroeë kerk, geweldige vervolging, geweldige armoede, hulle het deur moeilike tye gegaan, en hulle het ook probleme gehad, so dit was nie die ideale kerk gewees nie, ons leer baie van hulle, maar dit was nie so maklik gewees nie. So nou kom ons by die deel van twee mense wat dood neergeval het in die kerk. Kom ons lees gou weer daar. Handelinge 5 vers 1, maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Nou, Ananias en sy vrou het 'n eiendom verkoop en hulle het 'n deel van die geld vir die kerk gegee. Die sonde was nie dat hulle 'n deel vir hulle self gehou het nie. Dit was nie die sonde nie. Die probleem was dat hulle die indruk geskep het dat hulle al die geld vir die kerk gegee het. Dit was die probleem. Nie net was dit 'n leuen nie, dit was misleiding ook en dit was die sonde gewees. Hulle wou die indruk skep en goed gelyk het vir almal. Wow, almal moes gesê het, kyk hoe wonderlik is Ananias en Safira. Hulle het al hierdie geld vir die kerk gegee, al die geld van daai wonderlike eiendom wat hulle verkoop het. Maar dit was 'n leuen en dit was die sonde gewees. Ek dink hulle het seker maar by hulle self gedink, joh, het jy gehoor van Barnabas, wat hier daai ryk man wat daai groot plaas verkoop het en al die geld vir die kerk gegee het. Almal praat van hom, is so 'n bekende ou, nee, hy het so populêr geword. Miskien moet ons dieselfde doen, dan gaan ons net so populêr wees soos hy. Maar die verskil was, ouens, Barnabas het in opregtheid al die geld vir die kerk gegee. Hy het suiwer motiewe gehad en hulle twee het verskeidelde agendas gehad. Daar was misleiding betrokke. En as ons daai verse lees, sien ons daar die eerste vers in hoofstuk 5 begin met die woord maar. En dit dui daarop dat die volgende insident wat volg 'n kontras is met die vorige deel. Want Barnabas het geld gegee in opregtheid, maar Ananias en Safira was oneerlik en misleidend. En God gee toe vir Petrus onderskeiding. En hy het reg deur Ananias gesien. Handelinge 5 vers 3, toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Sien, die vroeë kerk was nie verplig
deur die wet om te gee nie. Hulle was nie, daar was nie reëls en regulasies wat gesê het, jy moet nou alles verkoop en jy moet gee nie. Hulle harte was gemotiveerd om dit te doen. Hulle moes dit wat hulle besit het, self bestuur. En soos hulle in hulle harte goed gedink het, en gelei word deur die Heilige Gees, kon hulle gegee het, soos wat hulle wou. En ook die deel wat hulle wou gee, was reg. Hulle moes besluite daaroor, en as hulle voel die Heilige Gees lei hulle om daai deel te gee, dan kon hulle dit gee. Dit was nie verpligtend nie. Maar wat Ananias en Safira gedoen het, die sonde was, dat hulle gelieg het daaroor. Die sonde was nie omdat hulle te min gegee het nie. Dat hulle nie al die geld gegee het nie. Hulle moes net eerlik gewees het. Hulle het gelieg oor hoeveel hulle gegee het. Sien, hulle het gedink, hulle kan die mense mislei en vir die mense lieg. Maar die probleem is, God sien dit raak. Jy kan nie vir God lieg nie. God ken die hart, hy ken die motiewe van die hart. En daai skrif sê, eintlik het julle vir God gelieg, nie vir mense nie. Baie keer dink mense, as ek geld vir die kerk gee, dan gee ek dit vir die pastoor, vir 'n mens. Jy doen nie, jy gee vir God. Nou ek weet, as die pastoor die geld nie reg aanwend nie, dan moet hy aanspreeklik gehou word, en God gaan jou aanspreeklik hou en dit ontbloot. Hy sal dit doen. Maar ons gee, wanneer ons vir 'n bediening gee ons vir God, tot eer van sy naam. Maar jy doen dit soos jou hart goed vind, soos die Gees jou lei. Daar's nie 'n verpligting, 'n swaard wat oor jou kop hang en sê jy moet alles gee of jy moet daai doen nie. Maar die probleem was dat hierdie twee gelieg het voor God en gedink het hulle kan die mense mislei. Jy sien, God haat leuns, ouens. Ek weet, Jesus het vir die Fariseërs gesê, julle geveinsdes, julle skynheilige klomp. Julle vader is die duiwel, want hy is die vader van die leuns. Dis hoe erg hy daaroor gevoel het. Hy het dit reguit vir hulle gesê, want hierdie ouens het voorgegee, hulle is iemand wie hulle nie is nie. Soos hierdie Ananias en Safira het voorgegee, hulle is hierdie mense wat wonderlike klomp geld vir die kerk gee. Kyk hoe amazing is ons het alles, al die geld wat ons gekry het van daai groot stuk grond, het ons alles vir die kerk gegee. Hulle het voorgegee, hulle is iemand wie hulle nie was nie, want eintlik was hulle skynheilig. En dit was die probleem gewees. Handelinge 5 vers 5, en toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan, en hom toegedraai, en uitgedra, en begrawe. Nou in daardie tyd, was dit die gebruik gewees om iemand te begrawe voor sonsondergang. En dis wat gebeur het. Toe kom sy vrou later, en na verloop van omtrent 3 uur, kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. Sy weet nie eers haar man het dood neergeslaan nie. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of jy die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Toe val sy onmiddellik aan die voete neer en het gesterwe, en die jong man het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedra en by haar man begrawe. So die vraag wat nou ontstaan is, waarom sal God iets so drasties doen, deur hierdie twee mense te laat sterf? Onthou, hulle het gelewe in die genadetyd, in die kerkera. Waarom sou God so drasties optree? Daar's verskillende interpretasies. Dis moeilik eintlik om 'n spesifieke interpretasie te vat en sê dit is die regte interpretasie, want ons het nie genoeg inligting eintlik oor hierdie saak nie. Ons weet net hulle dood neergeval daar. Verskeie interpretasies, party mense sê hulle het hulle dood geskrik. Hulle het 'n hartaanval gekry. Eers Ananias en toe Safira, maar wat is die kans dat albei 'n hartaanval kry en hulle doodskrik? Nee, ander sê nee, die heerlikheid van God was so sterk gedurende die vroeë kerk, toe mense in die kerk kom wat se harte gevul was met sonde, kon hulle nie dit weerstaan nie en hulle het morsdood neergeval.
Ander sê nee, hulle was ongelowiges gewees. En God sal nie sy gelowige mense doodmaak nie. So, dit is een interpretasie. Ander sê, en ek wil amper saamstem met hierdie interpretasie, is dat God beskerm, God wou sy vroeë kerk regtig beskerm, want hierdie kerk was in 'n baba fase gewees. Onthou, hierdie kerk nou net begin, 'n baie jong kerk, die kerk van Christus. Het Jesus nie gesê, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie, ek bou my kerk op hierdie rots. En God het dalk besef, dat as dit toegelaat word, dat hierdie misleiding, hierdie sonde, ontstaan binne in die kerk, gaan dit dalk 'n probleem wees, en gaan die vroeë kerk dit nie maak nie, en hy het 'n plan gemaak. Hierdie wolwe, in skaapsklere, ek moet 'n stokkie daarvoor steek, dit kan nie gebeur nie, en God het 'n plan gemaak. Maar een ding is verseker, vrees van die Here, die vrees van die Here het oor die mense gekom. Ek dink nog 'n ding wat God uit hierdie deel ook sien ek, wat God wou seker maak dat die mense moet besef is dat 'n rein kerk 'n kragtige kerk is. 'n Rein kerk is 'n kragtige kerk. God verwag dat die kerk in heiligheid sal wandel, omdat hy 'n heilige God is. God is 'n heilige God. Dit beteken nie dat hy van ons verwag om volmaak te wees nie. God weet ons is net mense. Maar ek dink God verwag ten minste van ons as kinders van die Here om daarna te strewe om heilig te leef. Ananias en Safira was deur God gebruik om vir ons te wys hoeveel God dit haat as sy kinders betrokke is in moedswillige sondes. Vooruit beplande sondes, want dis wat hulle gedoen het. Hulle het vooraf beplan dat hulle gaan die mense mislei en hulle gaan vir die mense lieg. God haat sonde. Hy's lief vir die mens, maar God haat sonde. Is julle nie bly dat hierdie net 'n eenmalige gebeurtenis was nie? En nie 'n patroon nie. Anders sou meeste van ons, ek ingesluit, seker al morsdood neergeslaan het in een of ander kerkdiens. Want niemand van ons is volmaak nie. Ons maak foute. Ons is net mense. Maar ek dink, God verwag van ons dat ons as gelowiges daarna sal streef om heilig te leef. 2 Korintiërs 7 vers 1, luister gou wat skryf Paulus. Hy sê, terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ouens, as jy jou oë en ore uitleen, of jy's betrokke, of jy doen iets, wat jy vir 'n feit weet, dit besoedel jou gees, wees versigtig. Weerhou jou van dit. Weerhou jou van dit. Paulus sê hier, moenie toelaat dat jy besoedel word deur die vlees nie, deur die werke van die vlees nie. Dit besoedel jou gees. Jy sien, in die vroeë kerk het in die vrees van die Here gewandel. Ananias en Safira se dood was 'n bewys van God se heiligheid. En as ons in die vrees van die Here wandel, ouens, is dit nie so dat ons geneig om meer heilig te wees. Nie dat ek bang is vir God nie, maar ek het 'n heilige ontzag vir God se grootheid, vir sy almag, vir sy heiligheid. Daai vers sê 'n vrees het oor die gemeente gekom. En mense nou dink, nee, niemand wou meer betrokke geraak het met daai mense of daai geloof nie. Jy slaan sommer dood neer in 'n kerkdiens. Nee, in Handelinge lees ons dat daar nog meer mense bygekom by die kerk, en die kerk het nog meer gegroei. Goed, hulle was bietjie versigtig vir 'n tydjie vir die apostels en die disippels, om naby aan hulle te kom. Maar die woord sê, as jy dit lees, God het bygevoeg, en die kerk het nog meer gegroei, en is nog steeds besig om te groei, prys die Here. Jy sien nou, ons met wedergeboorte word elkeen van ons geregverdig deur die Gees. Ons ontvang die ewige lewe, en terwyl ons wandel op ons geloofsreis, beteken dit nie dat ons sondeloos gaan wees nie. Maar ek dink tog, daar's 'n geestelike dissipline en verantwoordelikheid wat ons elkeen het, om te streef na heiligmaking. Daarom het Jesus gesê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem. Paulus skryf, hy sê,
julle moet lewende en welgevallige offer wees. Nou, 'n offer beteken, dis iets wat jy moet opgee van jouself nie. Daar gaan tye kom wat jy gaan moet kies, my wil of God se wil. En dan gaan dit dalk 'n opoffering wees vir jou. Maar ek wil jou waarborg, as jy God se wil kies, gaan dit op die ou einde die beste wees vir jou. Kom ons streef daarna, om God se wil te doen. Daar's 'n delikate balans, ek sluit af met dit. As jy dink dat God net hierdie wonderlike, liefdevolle Vader is, en dis al wat hy is die mens geneig om nie so gedissiplineerd te wees, en hulle raak te gemaklik met sonde. Ag, ek het 'n liefdevolle Vader, en ek is sy stout kind, ek kan maar doen wat ek wil, ek weet hy gaan my vergewe. Wees versigtig vir so gesindheid, vir so ingesteldheid. Aan die ander kant is dit ook gevaarlik om te dink dat God is hierdie harde regter, en hy soek net 'n geleentheid om jou vas te vat. As dit jou ingesteldheid is, gaan jy sukkel om 'n intieme verhouding met jou Vader te hê, en naby aan God te wandel. Albei van hierdie dinge is belangrik, daar moet 'n balans wees. Hy's 'n liefdevolle Vader, wat omgee vir jou, maar hy's ook 'n regverdige regter. Ek nader tot God, want hy's liefdevol, en hy's deernisvol. Maar ek strewe na heiligmaking, want ek weet God is 'n regverdige regter. En sonde gaan geoordeel word. Daar's 'n balans tussen hierdie twee. Maar kom ons maak vanoggend Psalm 86 vers 11 die gebed van ons harte. Leer my u pad, Here. Dawid bid hierdie gebed. Leer my u pad, Here. Ek wil in u waarheid leef. Gee dat ek heelhartig vir u naam ontzag sal hê. Is dit nie mooi nie? Leer my, Here, dat ek u sal vrees. Respek en heilige ontzag vir u sal hê, want u is 'n almagtige en heilige God. So ouens, is wonderlik vir my hoe ons uit hierdie twee insidente iets kan leer. Dis nie 'n patroon nie, dit was net eenmalige insidente gewees. Maar ons kan tog dit op 'n manier van toepassing maak op ons eie lewens. En kom ons lewe met oop harte, goeie harte wat vrygewig is. Daar hang nie 'n swaard oor jou en beteken jy moet alles gee en jy moet nie. Nee, jy gee soos wat jy goed dink in jou hart, soos die Heilige Gees jou lei. Maar 'n hand wat oop is en altyd bereid is om te gee, sal altyd iets hê om te gee. Maar wanneer jy dit doen, gaan dit wat in jou hand is, dis al wat jy altyd gaan hê. Kom ons sê, Here, ek wil vrygewig wees en ek wil 'n kanaal wees waardeur u werk. Gebruik my, Here. Ek wil net 'n verspreider wees van dit wat u my gegee het. Dis 'n mooi gesindheid. En kom ons strewe daarna om heilig te leef. Dis vir God belangrik. Ons vermy leuns en misleiding. Verskeie kerke het ek al gesien in my lewe waar God gesê het tot hiertoe en nie verder nie. Waar geestelike leiers gedink het hulle kan wegkom met misleiding en leuns. En God het besluit tot hiertoe en nie verder nie, en hy het dit ontbloot en hy het afgereken met dit. En dis jammer, want die skapies kry seer in die proses. Die koninkryk ly skade in die proses. Moenie dink dat jy net kan aangaan met dit waarmee jy besig is, mislei, en God sê, I will not be mocked. Whatever you sow, you will reap eventually. As jy dink, jy kan net onmin saai, sonde saai, misleiding saai, wees versigtig. Wees versigtig. Kom ons strewe na heiligmaking. Ons strewe daarna om God te behaag. En wanneer ons 'n vrees vir die Here het, is nie dat ons bang is vir God nie. Ons kan die troon van genade met vrymoedigheid nader, want ons weet God is 'n liefdevolle Vader, maar ons weet hy's 'n regverdige Vader ook. En omdat ek 'n respek vir God het, 'n heilige ontzag, loop ek nie rond en ek dink ek kan net doen wat ek wil nie. Hy's 'n heilige en almagtige God. En sy liefde vir my motiveer my om heilig te leef.
Dit motiveer my. Hy het sy alles vir jou gegee. Hy het niks teruggehou nie. Die offer wat hy gebring het was volmaak. Hy kon nie meer gee as wat hy gegee het nie. Is jy bereid om jou alles vir hom ook te gee? En 'n lewende welgevallige offer te wees vir God ook? Ek wil jou uitdaag met dit. Kom ons strewe daarna. Maar jy's nie alleen nie, jy hoef dit nie in jou eie krag te doen nie. God se genade is vir jou genoeg en die Heilige Gees werk in jou. Elke dag. Hy ondersteun jou en hy help jou. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, vir U wonderlike woord. Dankie dat ons soveel kan leer uit die woord uit. Dankie, Here, dat U woord ons uitdaag om te verander ook. Dankie dat U woord soos 'n spieël is. Wanneer ons dit lees, dan sien ons onsself en dan besef ons, daar moet verandering kom. Daar moet verandering kom, Here. En dankie dat U genade vir ons genoeg is. Dat, Here, ons kan nie in ons eie krag verander nie. Ons kan net daarna strewe en verantwoordelikheid neem vir wat ons kan doen in die proses. Maar dankie dat U getrou is deur die Heilige Gees om die res te doen. Dat U die een is wat transformeer, dat U die een is wat verander. Wat verandering bring. En ek dank U daarvoor. Here, ons stel onsself beskikbaar. Sê, Here, gebruik ons. Net soos U die vroeë kerk gebruik het om die evangelie te verkondig. Vader, gebruik ons ook om hierdie goeie nuus te versprei in hierdie wêreld. Sodat hierdie wêreld die lig van Jesus kan sien en ervaar en beleef. Ek dank U daarvoor, Here. Ek loof U, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Prys die Here. Baie dankie.